Maar ek wil gou met julle 'n bietjie deel, verwagting, toe ek met die woord ken, ek is baie lief vir woord. Kyk, ons moet leer om sensitief te wees vir woorde. Wat se woorde kom na jou kant toe? Net soos wat Jesus sê in die Bybel, Johannes 6:63, die woorde wat ek spreek is gees en dit lewe. En nou kan jy dit ook daarom toets, wanneer jy woorde spreek teenoor iemand anders, op watse manier doen jy dit? Dan kan jy hom meet ook, jy kan hom meet aan die vrug van die gees, geduld, liefde, verdraagsaamheid, of jy kan hom meet aan die vlees. Ek het jou gesê, jy weet. En dit is hoe jy kan onderskei. Hoe praat die Here met jou? Dis die vraag wat ek vra vanoggend. En ek wil met jou deel van 'n mamma en 'n pappa. Hulle het gehoor, mamma is swanger, daar's 'n babietjie aan die kom en dit skep 'n verwagting. Daar's iets. Sy was by die dokter het die scan opgesit en gesê, hier is iets aan die gang, hier's lewe. En dadelik, wow. Ek is nie meer hierdie jong dogtertjie of 'n jong getroude vrou nie, ek gaan 'n mamma word. Dit skep 'n verwagting. Iemand kom na jou toe en sê vir jou, hoorie, ek wil jou seën met 100 000 rand. Wow! Dit skep 'n verwagting. Het jy nog 'n verwagting? Of het jy alles afgegooi? Jesus sê in Johannes 7, my vrou sê op, is klaar, is vanaand. Johannes 7 vers 37 tot 39, die boodskappe, die laaste dag van die fees, en hierso dit alles begin, was die hoogtepunt, en almal was daar. Jesus sê toe hard en duidelik, as jy geestelik dors is, kom na my toe. Ek sal jou dors les. Glo in my en in wat ek sê. Jesus Christus, wat sê u? Ek glo nie en ek glo wat u vir my sê. En hy sê in vers 38, en dit is basies 'n geestelike wet wat hy inbring, en hy sê, dan sal jy soos 'n fontein word waaruit daar vars water borrel, om 'n voorbeeld uit die skrif te gebruik. Dit sal nie gewone water wees nie, maar water wat 'n mens vir ewig sal laat leef. Jy gaan nie sterf nie. As jy daai water drink, jou liggaam maak klaar, maar jou geesdimensie beweeg aan, as gevolg van die water, die lewende water. In vers 39 sê hy dit so mooi, en party van die vertalings sit dit nogal so tussen hakies, so in brackets. Hy sê, met hierdie beeld het Jesus die koms van die Heilige Gees in gedagte gehad. Hy skep 'n verwagting. Elke Christen sal die Gees ontvang, en dan sal hierdie dinge van hom waar word. Dit wat Jesus sê, wanneer jy die Heilige Gees ontvang, gaan begin realiseer in jou lewe. Wanneer ek my hart vir Jesus Christus gee, kom die Heilige Gees en hy kom woon binne in jou. En jy kan met hom 'n gesprek voer. Hy is 'n persoon. Elke Christen sal die Gees ontvang en dan sal hierdie dinge van hom waar word. Maar die Gees was toe nog nie aan die gelowiges gegee daai tyd nie. Dit sou eers gebeur nadat Jesus teruggegaan het na sy Vader in die hemel toe. Daarom, verwagting is die geloofshouding wat ruimte maak vir God se beweging. Jy moet 'n verwagting hê sodat God kan begin beweeg. As jy nie 'n verwagting het nie, ek het hierdie versie gelees en nou moet ek wag en niks gebeur. Dit werk net nie.
Maar het jy 'n opregte verwagting? Here, my God, U woord, ek deponeer dit, ek vat dit, ek hou daaraan vas, ek bedink dit, want dis 'n verwagting wat binne in my geskep word. Onthou, verwagting is nie 'n emosie nie. Dis nie 'n hype, kom en gaan nie. Dis 'n innerlike posisie wat sê, Jesus gaan iets doen. Ek het sy woord. En hierdie woorde leef, en hierdie woorde is gees. En ek wil jou vat vandag, ek wil jou net so 'n bietjie deur die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, vat hierdie 4 evangelies. En dis 4 verskillende mense wat dit geskryf het. En jy gaan sien hoe elke persoon dit met sy hart, sy oë identifiseer, sy manier van onderskeiding. Daarom kan jy nie gaan en sê, ek is nie soos hierdie een nie, is fout. Wat's fout? Jy kan jou nie vergelyk met die een wat langs jou sit nie. Asseblief, jy is uniek. God het unieke mense geskape. Moenie toelaat dat jy jou vergelyk met ander mense nie. Elke ou loop sy eie pad. Elke ou word gevorm volgens hierdie pad. Ja, maar ek was daarom lank in die lelike dinge gewees. Ek was lank hier. Luister, God vat daai negativiteit en hy draai hom om en hy maak dit 'n plus. Dit is hoekom jy verskil van die ander persoon. Want die pad wat jy geloop het. Maar nou moet ek jou waarsku, daar kom 'n stadium wat jy moet sê, ek trek die streep met my pad. Ek wil tot inkeer kom. En ek wil jou vat na die boek van Matteus toe. Matteus, hy het geld ingevorder. Nou vir jou, tollenaar. En as jy bietjie na sy geskiedenis goed gaan kyk en krap in die geskiedenis goed gaan jy sien, mense het hom gehaat. Die Jode het hom gehaat, hy was 'n Jood, maar hulle het hom gehaat, want hy het sy rug teen hulle gedra, en hy het na die Romeine toe gegaan, om vir die Romeine geld in te vorder, intussen het die Romeine hom ook gehaat, want hy is 'n Israeliet. Daai man het so alleen gestaan, maar hy het geld gehad, want hy was 'n tollenaar. Hy kon 'n wins maak op dit, wat hy daai tyd vir die Romeine invorder. En hy het geskryf. En Jesus het hom ons ingetrek. Jy kan 'n bietjie gaan lees. Hierdie man het seer hoor. Sy naaste, sy gesin het hom verwerp, sy ma, sy pa, en die Romeine het hom ook verwerp. Het die vriende gehad nie. Het sy geld gehad. Maar dis nou in sy evangelie wat hy kon skryf. Heilige Gees het hom geïnspireer, gesê, skryf. Kyk wat skryf hy. Matteus 2 vers 2. Verwagting is verby. Nie vergeet nie dan. Matteus 2 vers 2. Wie is hierdie mense? Hierdie was weer mense wat baie wel was. Sterrekykers. Matteus 2:2. Hulle het oral in Jerusalem begin rondvra. Hoor jy wat gebeur? Hulle vra rond, hulle weet nie presies nie waar hulle die ware koning vir die Jode kon vind. Ons het 'n ster in die ooste gesien. Dit is die bewys dat 'n baie belangrike koning hier in julle land gebore is. Daarom het ons hierheen gekom om aan hom eer te bewys. Sterrekykers, ver. Daar's 'n ster in die ooste. Dis nie 'n stem nie, dis iets wat hulle sien. Daar word 'n verwagting geskep. Hoe hulle weet dat die koning van alle konings gaan gebore word, weet ek nie, maar hulle het dit geweet. En volgens hierdie ster moes hulle in daai rigting gaan. En wat so mooi is in hierdie hele Matteus evangelie is, hoe Jesus as koning geopenbaar word.
En dit is wat so mooi is van Matteus, hy het die vermoë om dit te kan sien, en hy skryf. En hierdie wyse manne kom en hulle soek, en hulle was ons eers, julle sal die storie ken, by die koning gewees. Waar? Hulle gaan eers na die koning toe, Herodes. Waar is die man, die kind wat gebore moet word? Want gedink is by hom. Nee, sê, is nie by my nie. En dadelik swap Herodes sê, nee, doen het maar. Ek soek nie kompetisie nie. Daarom hierdie wyse manne het gekom met 'n verwagting, die ster wat dan geflikker het, daai spesifieke ster. Het jy gesien hoeveel sterre is in die hemelruim? Het jy gesien, kyk na die ooste toe, in die ooste vandag is dit Iran, Irak, dis waar die gevegte is. Daai ster was in daai rigting. Nie stem nie. Dis net hierdie gedagte wat by hulle opkom, daai ster, koning van die konings. En dit wys jou weer eens, die wyse manne kom en hulle bring goud, wierook, mirre, toe hulle hom kry, en hulle gee vir hom, voordat hulle nog ontvang het. Hulle het net die bevestiging gekry, is die seun, die geboorte van die seun. En hulle kon gee uit dit wat hulle het. Dis wêrelds, maar hulle het gekom om te gee. Hoe? Met die regte hart. Hoekom die regte hart? Want hulle het 'n verwagting gehad. Daarom, geliefde, en ek deel met jou. Het jy 'n verwagting in jou hart? Met wat se hart? Want die hart wat binne in jou is, gaan bepaal ook. Hoe gaan jy ontvanklik wees vir dit wat jy kan kry? Hierdie sterremanne, wyse manne, hulle het ook gebuig, nog voordat hulle verstaan. Hulle het nog nie eens vir Jesus, hulle het die babietjie ontmoet, nie vir Jesus, die groot man nie. Maar het geweet, dis 'n koning van konings. Maar het hom nog nie ontmoet, hulle het hom ontmoet, maar het hom nie geken nie. Kan ek dit so stel? Hulle het nie geweet wat se tipe koning gaan dit wees nie. Maar het geweet, is die koning van alle konings wat hier lê. Daarom toe die ster skyn daar, toe weet hulle begin soek. Ons moet begin soek, nog voordat ons enigstens iets anders gesien het. Nou vra ek jou, of kan ek jou raad gee? Ons moet leer om sensitief te raak, en ek sê dit altyd, op die stem van die Heilige Gees. Heilige Gees, waartoe gaan ek? Heilige Gees, met wie moet ek vandag deel? Hy weet klaar. En daarom wil ek jou bemoedig, 'n verwagting soek Jesus aktief. 'n Verwagting bring 'n offer. Hierso, ons gee dit. 'n Verwagting bring 'n aanbidding. Ek offer, ek aanbid. En dit is een van die goed wat jou hart bepaal. As jy dit begin ervaar, moet jy weet, jou hart is in die regte rigting. Dan vra ek vanmôre, ons as 'n kerk, kom ons hier by mekaar uit 'n gewoonte uit, of kom ons hier by mekaar as gevolg van 'n verwagting? En dan wil ek vir jou ook sê, as dit uit 'n gewoonte uit is, dan kom sit ek in die bank, en dan check die pastoor, sê jy daarom ook kyk aangetrek, hoe praat jy, hoe lyk jou hare, is jou hare gekam, hoe lyk die praise and worship? Ja, dis die waarheid. Dis gewoonte. Maar as jy kom om 'n verwagting te hê, Here, ek is hier, dan maak jy jou geestelike oë en ore oop. Wat sien en hoor jy by die Here? Want jy kan nie na my kyk nie, jy kan ook nie na my luister nie. Ek vloek, ek sê dit vir jou reguit. Ek is nog mens, maar die lewende God kan jy maar opstaan maak. 'n Volgende verwagting wat vir my baie mooi uitgestaan het, is in die volgende boek van Markus. En hierdie een was so mooi. Jy onthou nou die wyse manne en die ster.
Hierdie ene is weer van die vrou. 12 jaar bloedvloeiing gelei. Sy het swaar gekry. Sy was by die dokter, sy was bankrot, sy het niks oor gehad nie. Sy het nie meer 'n huis gehad nie. Jy kan amper sê, sy het in die bos gebly, alleenig, want as die mense ontdek, sy ly aan bloedvloeiing, het hulle haar weggejaag, want jy moet 'n sekere tyd gaan vir 'n reinigingsperiode, as jy nou raak. Dit was soos 'n verskriklike siekte daai. En hierdie vrou, 12 jaar, maar sy hoor mense praat, en sy weet sy het 'n verwagting. Ek het 'n verwagting dat ek genesing moet ontvang. Ek weet nog nie waar nie, ek weet nie wanneer nie, ek weet nog nie hoe nie. Maar daar is iets binne in my wat vir my sê, ek moet hierdie persoon Jesus Christus gaan soek, want ek hoor. Wyse manne sien, sy het gehoor. Wat sê sy in Markus 5:27-28, New King James, ek lees hom in Engels. When she heard about Jesus, she came behind him in this crowd and touched his garment. Hy man het gebuig, kan jy onthou, hierso. Sy vat hom aan sy kleed. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. As ek net sy kleed kan aanraak, Here. Ek is dors, Here. En Markus wys hierso weer vir Jesus as die magtige dienaar. Jesus, julle kan onthou, Jesus was op pad daar na daai ander persoon se kind toe om lewendig te gaan maak. Was 'n kerkman, kan nou vir hom nie sy naam onthou nie. En terwyl hy loop en die mense saam met hom drom te kom sing, sy net sy kleed kan aantrek. Ja, Iris, sy dogtertjie. As ek net. En toe sy aan daai kleed van Jesus raak, toe gaan daar lewende water uit Jesus uit in haar in. Hoekom? Want sy het met 'n verwagting gegaan. Haar hart was reg gewees. Dit was nie 'n geval van, jy moet my nou gesond maak, want die Bybel sê so nie. Nee, jy kan nie. Dis hoekom baie mense nie gesond word nie. Waar is ons harte? Hoor jy net bely, ek is self skuldig, hoor. Ek staan nie hier so, ek is onskuldig. Ek leer self. Ek preek vir myself op vanmôre. Waar is my hart? Hoor wat ek jou sê. En hier sien ons 'n aktiewe verwagting. Kan ek raak? Ek wil net raak. Jy onthou hoe Jesus gesê het, hy sê, wie het my aangeraak? Hier's iets uit my uit, hier's krag uit my uit. Petrus hulle wat sê, ja, maar Here, hier's soveel mense wat jou stamp en stoot, hulle harte is nie reg. Hulle soek 'n aksie. Hulle soek 'n entertainment. Maar hier is die vrou kom met 'n behoefte en sê, asseblief Here, help my. Wie het my aangeraak? En dis net een persoon wat vir Jesus daar geraak, daai vrou. Daarom, die teenwoordigheid is nie dieselfde as 'n verwagting nie. Hier staan Jesus langs my, kan langs my staan, maar ek het nie 'n verwagting nie. Ek hoor van Jesus, ek weet van Jesus. Hoeveel keer het die Here al hier tussen ons gestap? Het ons hom ervaar? Vra die vraag. Jy kan in die kerk wees, maar jy kan sonder 'n verwagting kom. Of jy kan kom met 'n verwagting en sê, vandag is my dag. Ek wen vandag. Vandag neem ek my posisie in. Die derde evangelie is Lukas. Hierdie is my verskriklik mooi. Lukas die evangelie, jy kan altyd deurtrek met Lukas die evangelie is waar hy baie gepraat het ook oor Heilige Gees. Hy begin deel oor Heilige Gees en onthou Lukas het ook die boek Handelinge geskryf, die geboorte van die kerk.
waar Heilige Gees uitgestort is. In Lukas 2 vers 25, 26, 27 wat sê, daar het 'n man in Jerusalem gebly met die naam Simeon. Hy was 'n baie goeie man. Simeon het die wet van Moses streng gehoorsaam. Hy was 'n wettiese man. Sy hele lewe lank het hy uitgesien, hy het 'n verwagting van die Messias wat gaan kom. Maar die Heilige Gees was nie so by hom. Nog nie binne hom. Nog nie bo hom nie. Bent nie so by hom. En op 'n dag, vers 26 sê, op 'n dag het die Gees ook vir hom gewys dat hy nie sou doodgaan voordat hy die Messias, die gestuurde van die Here gesien het nie. Vers 27 sê, en op 'n dag het die Gees Simeon gelei om na die tempel toe te gaan. Dit was op presies dieselfde tydstip toe Jesus se ouers hom in die tempel ingebring het om hom aan God toe te wy. Kan jy onthou Matteus, die ster? Dan kry jy die vrou, mense het gepraat, ek wil nie indruk, die kom Simeon, Heilige Gees sê vir hom. Hoor sy gehoor, hoor hoe onderskei hy is onderskei die stem van die Heilige Gees tussen al hierdie verskriklike stemme rondom jou. En een van die sterkste stemme wat jy kan kry is die stem in jou kop. Ek. Waar is ek vandag? Wat doen ek vandag? Hoe werk ek vandag? Ek moet dit verklaar, ek moet dit, ek. En dit is 'n verskriklike stem. Maar om die stem van die Heilige Gees te ken en agter hierdie stem aan te beweeg, laat hy jou in 'n rigting instuur. En die beste van alles is, en is weer eens 'n bewys van die Heilige Gees. Dit was op presies dieselfde tydstip toe Jesus se ouers hom in die tempel inbring om hom aan God toe te wy. Ons baie vandag babatjies op God toe, ons doop hulle nie met besprinkeling. Daarom Simeon, hy het die vertroosting van Israel verwag. Jesus Christus wat gaan kom om Israel te red. Wat maak Simeon so uniek? Die Gees van die Here was by hom. Die Heilige Gees het met hom gepraat, hy kon sy stem hoor. En dan die Heilige Gees het hom gelei tot by die tempel. Wat leer ek hier uit? Verwagting. Hoor, ek sê dit weer. Verwagting is 'n lewenstyl. Vir sensitiwiteit van die stem van die Heilige Gees. Heilige Gees, wees op die beheer van my denke. Maak my geestelike ore en oop dat ek kan hoor. Ek gee jou toestemming. Simeon daai tyd die kalender gehad waar daar van gesê is, onthou die 31ste Maart gaan Jesus daar wees. Nee. Die manne van die wyse manne van die Oosdorp, daai ster het gekom, daar was nie 'n kalender nie. Daai vrou het ook nie 'n kalender gehad nie, sy was toevallig toe was sy nou daar in die omgewing toe, hoor sy, hier kom Jesus verby. Sy het nie 2 maande voor die tyd geweet, hy kom. Daarom, mense, gemeente, ons moet mense wees van beloftes. Nie net programme nie, program 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee. Het jy nog jou belofte wat jy van die Here afgekry? Leef jy nog volgens die belofte? Of het jy op 'n stuk papier neergeskryf en hy lê daar op my dagboek in my kas en ek sal hom moet gaan so, ek weet nog nie, kan nie onthou wat my belofte wat die Here het my gegee. Leef ons so belofteloos. En dan natuurlik die laaste evangelie is Johannes. Wat so mooi is, die verwagting van openbaring. En hierdie was my so verskriklik mooi. Johannes 5 vers 7. En die siek man en dit was daar by die bad van Bethesda. Antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En terwyl ek kom, gaan een voor my, 38 jaar. Wat hy langs daai bad lê vir genesing. Waar is jy na 38 jaar? Hooploos.
Ek het niemand om my in die water te sit nie. Kyk waarop konsentreer. Hy soek mense, mense moet my help, mense moet my in die bad sit. Maar voordat ek in die bad kan kom, dan die engel die water gestir en anders spring voor my in. En hier kom Johannes en ek openbaar Jesus as die Seun van God. Jy kan daai evangelie lees. Dit is so 'n unieke evangelie. So mooi evangelie. Daar's wonderwerke net in Johannes wat jy nie in Matteus, Markus of Lukas kry nie. Dieper wonderwerke, dieper openbaring. Hier sien ons 'n ander tipe van verwagting. Dis eintlik, daai man sit met 'n verwronge verwagting. Hy het 'n verwagting net hy in die water gaan my gesond maak, die manier hoe hy die water wat gestir, dit sal my gesond maak, of die hele stelsel, dit gaan my gesond maak. Intussen staan die lewende God die by hom. Wil jy gesond word? Ja, maar Here, hulle kan my nie, hulle wil my nie daar ingooi nie, hulle wil nie, dis hulle skuld. Dis 'n anderste manier van verwagting. Daarom moet ons onthou, Jesus is baie groter as die maniere hoe die goed gedoen word. Ons het stelsels, ek weet ons het stelsels in die kerk ook. Maar as die Here daar instap, dan verander die goed. Ons wil die goed uitredeneer met ons koppe. Jy kan dit nie doen met die teenwoordigheid van die Here. Ons wag soms vir die regte liedjie, ons wag soms vir die regte prediker, en ons wag soms vir 'n sekere gevoel. Ek kan nie. Dit gaan oor verhouding. Here, wat leer U my? Jesus, hoe wil U dit doen? Gaan oor verhouding. Daarom, ek wil net gou die 4 dimensies weer net met jou deel. Net 'n ligte opsomming. Matteus, die koninklike verwagting, daai manne wag vir die koning. Hy's die koning, Jesus. Markus het 'n geloofsverwagting. Die vrou van bloedvloei, as ek glo, ek kan net Aram, as ek nie kan. Lukas het weer 'n geesverwagting. Heilige Gees lei vir Simeon. Hy wag op die belofte, Johannes kom, en hy het 'n openbaringsverwagting. Die siek man van Bethesda. Wow, Here. Wat sê Jesus vir hom? Wat op die bed loop? Staan op 'n loop. 38 jaar, staan op 'n loop. Dis 'n kopchange. Dis 'n kopverandering. Ek is nie gewoond aan dit nie. Daarom, verwagting wat binne jou is, kom en dit skep 'n atmosfeer. Dit bring 'n deurbraak vir jou. Dit aktiveer jou geloof. En dit maak ruimte vir die bo-natuurlike. Jesus het gereeld gesê, verwagting is geloof in aksie. Daarom, geliefde, herposisioneer weer jou gedagtewêreld in die Here. Moenie op die ou maniere gaan nie. Jy kan nie meer op die ou maniere gaan nie. Maak jou oor bietjie toe. Kom ons stop so bietjie. Terwyl ons hierdie woord hier in ons teenwoordigheid het, verwagting. Jy het verwagting. En dit het nie uitgewerk nie. Jy wil dan weer 'n nuwe verwagting hê. Steek jou hand op, sê Here, ek soek 'n nuwe verwagting. Gee my 'n nuwe verwagting, Here. Die Here sien jou hand. En ek bid, Here, dat U vir hierdie mense wat hulle hande so opgestoot het, 'n nuwe verwagting gaan gee in die naam van Jesus. Dankie, Here, dat daar 'n nuwe woord vir hulle gaan gegee word. 'n Nuwe standvaste woord waarna hulle vas kan hou. 'n Anker in hulle lewe, Here.
Ek vra dit vanmôre in die naam van Jesus. Dankie Hemelse Vader, U is 'n groot wonderlike God. Dankie Here dat U hierdie mense oprig in die koninkryk, wat se begin opstaan en inbeweeg, soos wat U hulle wil gebruik. Daarom bid ek vanmôre, sensitiewe Heilige Gees, maak hierdie mense sensitief vir die stem. Laat hulle U kan hoor, laat hulle U kan sien, in die naam van Jesus. Ek wil ook vanmôre kom en ek wil daai bindinge breek wat vir hulle vashou, in die naam van Jesus. Ons verklaar dit kragteloos. Satan, ons verklaar jou werke kragteloos. Jy het nie meer 'n plek hier nie, in Jesus se naam. Jy het nie meer 'n plek in hierdie mense se lewens nie, in Jesus se naam. Dankie Jesus, dat krag van U uitloop na hierdie mense toe, waar hulle nou aan die soem raak. Dankie Here vir genesing. Dankie Here vir vernuwing. Dankie Here vir net nuwe moed, nuwe krag, 'n verwagting om aan U vas te hou. Ons eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Halleluja. Amen en amen. Dankie Here. Baie dankie. Geliefde, ek bemoedig jou stilte tyd. Here, gee my verwagting. Hier is my verwagting. Gee my woord